So ja, kom ons gaan vanaand begin. Ons praat oor die hoër lewe in Jesus Christus. In hierdie sessie vanaand praat ons oor die wet van geloof. Die wet van geloof. Nou vir die van u wat nog nie geweet het nie, geloof is 'n wet. Geloof is 'n geestelike wet. Daar's geestelike wette en daar's natuurlike wette. En geestelike wette is dinge wat in plek gestel is deur God. As jy gaan kyk in Deuteronomium 28, daai hoofstuk waar die seën en die vloek uitgespreek word, daai seën en vloek wat die Here daar uitspreek, is wette wat in plek is. Hy sê, as jy, dan sal ek. As jy noukeurig luister na my stem, en luister na my gebooie, en doen wat ek jou vandag beveel, dan sal ek die weë van jou voorspoedig maak. Ek sal jou mandjie en jou badskottel seën. Ek sal maak dat jou vyande voor jou uitvlug. Dis geestelike wette. En dan kom ons in die Nuwe Testament. Jesus staan op die berg, is besig met die bergpredikasie, en hy lewer daar 'n klomp beginsels. Hy sê, julle het gehoor dat daar in die verlede is gesê is, jou vyande moet jy haat en jou vriende moet jy lief hê. Maar ek sê vir julle, jy moet jou vyande lief hê. Seën die wat jou vervloek, want sodoende hoop jy vurige kole op hulle hoof. En sodoende is jy in die seën van die Here. Geestelike wette. En een van daai geestelike wette is geloof. Geloof is 'n wet. En as ons dit hanteer soos 'n wet, verander baie dinge in ons lewens. Sien, baie van ons dink geloof is 'n gevoel. Ons dink is as die hoendervleis hier op ons rug uitslaan, wanneer dit lekker is hier in die kerk, en ons sien kans vir die hele wêreld, ons sien kans vir alles wat daar buite is. Dis geloof, maar dit is nie geloof nie. Dis dalk 'n simptome van geloof, maar geloof is 'n wet. Kom ons gaan lees Markus 11, vers 23 en 24. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, dis Jesus wat hier in die woord is, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Nou die meeste Christene luister na preke oor geloof, hulle lees boeke oor geloof, en op een of ander wyse het jy al met jou lewenspad op geloof afgekom. Maar die meeste mense het in hulle harte nie ware geloof nie. Hulle het eintlik wat beter kwalifiseer as hoop. Ek bid in die hoop dat iets sal gebeur. Maar geloof en hoop is nie dieselfde ding nie. Hoop is ook 'n baie belangrike Christelike element, maar wanneer dit kom by geloof, is geloof iets heeltemal anders. En dan dink ons as ons geloof te min is, moet ons harder bid, ons moet langer bid, ons moet meer intens bid. Ek moet meer goeders doen as ek bid, en dan werk dit nie, en wat ek vir myself op die ou end kom sê, is dat geloof is 'n misterie. Mens weet nie wanneer God jou gaan verhoor, en wanneer hy nie jou gaan verhoor nie. 'n Mens sit met hierdie verwagting, wat nie altyd gebeur nie, en dan hoop ons, dat die volgende keer wanneer ek weer geloof toepas, dit dalk sal werk. En waar bevind ons onsself? Ons bevind ons in die plek van godsdienstige hopeloosheid. Ons vind onsself in die plek wat ons sien dat dit wat die woord sê, werk nie so in my lewe nie. Maar weet julle wat is die funksie van 'n wet? 'n Wet is iets wat konsekwent is. 'n Wet is iets wat altyd werk. 'n Wet is iets wanneer ek dit toepas volgens sy reëls en in sy area waarin hy van toepassing is, dan werk hy. En dit maak ook nie saak wie hom toepas nie. Hy werk vir almal op aarde. As ons byvoorbeeld vat die gravitasiewet. Ons weet ons het op skool geleer dat die feit dat ons met ons voete op die aarde staan en nie in die lug ronddryf nie, is omdat daar gravitasie is. Ons word aangetrek aarde toe. En hierdie aantrekkingskrag werk. Maak nie saak watter soort mens jy is nie, en maak nie saak in watter toestand jy jouself bevind nie. Die wet is ingestel en die wet werk.
Gravitasie is daar. Of ek in hom glo, en of ek nie in hom glo nie, maak die saak nie, hy werk. So dit is hoe 'n wet werk. 'n Wet is 'n vaste beginsel, en geloof is so. Nou in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, kom Jesus, en hy gee ons hier 'n samestelling van die totale wet van geloof. Die hele wet van geloof is saamgevat in hierdie stukkie, en ek wil so 'n paar punte uitleef, of uitlig vir julle. 5 stappe. Daar is 5 stappe in die wet van geloof. Jesus sê, elkeen wat vir hierdie berg sê. So, nommer 1, die eerste stap van die wet van geloof is, jy praat met die berg. Jy beveel die berg. Te veel mense praat met God, terwyl die berg voor hom staan. En dit is goed altyd om met God te praat. En ek moet nooit my verkeerd verstaan, jy moet nie sê, ek wil nie, jy moet met God praat nie. Maar, daar's 'n riglyn, daar's 'n wet. En ek moet volgens die wet voldoen. En hierdie wet is nie neergelê deur Paulus of Timoteus of Petrus of iemand, hy is neergelê deur Jesus Christus self. En Jesus het hierdie wet gebruik om te doen wat hy gedoen het. Wanneer hy by siektes gekom het, het hy met die siekte gepraat. Wanneer hy met 'n demonies besete man gepraat het, het hy met die demoon gepraat binne in die mens. Toe hy gestaan het voor die graf van Lazarus, het hy met Lazarus gepraat, nadat hy met God gepraat het. So hy sê, praat met die berg, beveel die berg om te beweeg. Hy sê vir hierdie berg, hef jou op, werp jou in die see. So dis punt nommer 1. Die tweede punt is, jy twyfel nie in jou hart nie. Dis die tweede ding wat Jesus sê. As jy wil hê geloof moet werk, dan moet daar nie twyfel in jou hart wees nie. Jy moet glo wat jy sê. Jy hou vas aan wat jy glo, ten spyte van wat jy sien. Die meeste van die tyd, kom ek sê julle vanaand, die meeste van die tyd waar jy jou geloof gaan toepas, gaan jy glo en jy gaan praat en jy gaan bid met iets waarvan jy nog geen verandering sien nie. Want dat is 'n tydspeling, ons gaan nou daarby kom. Dan die derde punt is, jy glo dat wat jy gesê het, sal gebeur. Nie jy hoop dit gebeur nie. Daar's 'n verskil. Iemand wat hoop sê, ja, kom ons hoop vir die beste. Dis soos die ou wat hier by die OK sy lotto kaartjie gaan koop en hy vul hom in en hy hoop vir die beste. Hy hoop hy wen hom. Dis hoop. Geloof is nie hoop nie. Geloof sê, dit sal gebeur wat ek voor glo. Dit sal gebeur wat ek voor bid. Dis geloof. Ook nie wens nie. Party mense wens. Baie ouens wil daai genie hê wat jy die lamp vryf en dan kom hy uit en dan sê hy gee vir jou 3 wense. Dis wense. Wense werk nie. Want daar is nie 'n genie nie. Nie hoop nie, nie wens nie, glo. Dit vat bietjie meer. Dit sê bietjie meer van wat ek op staan. Dan die 4de punt. Jy glo dat jy ontvang wanneer jy bid. Nie eers as daar resultate is nie, die oomblik wat jy bid. So wat doen ons baie keer? Ons bid en sê, Here, ek vertrou U vir hierdie en hierdie saak. En dan hoop ek dat God iets sal doen. En wanneer God iets doen, dan glo ek, ja, die Here kan sulke goed doen. Is dit nie waar nie? Maar die funksie van geloof is om te glo wanneer jy bid. Jesus is baie duidelik daaroor. Ons gaan dit nou weer lees in die King James vertaling, want ek weet party van julle verstaan nie Afrikaans mooi nie. So nou gaan ek kom in Engels vir julle gooi. Maar die oomblik wat ons bid, is die oomblik wat ek ook moet glo. En dis die belangrike ding daarvan. En dan die 5de punt. Jy sal ontvang waarvoor jy bid. Die manifestasie volg die geloof, nie andersom nie. So, wat het Jesus gesê? Alles wat jy sê, dit sal jy ontvang. So, jy ontvang waarvoor jy bid. Die manifestasie volg die geloof, nie andersom nie. Die wêreld sê, sien is glo. God sê, glo is sien. Dis hoe God werk.
God werk andersom as wat die wêreld werk. Die meeste van die goed wat ons glo, wat die wêreld sê, is net presies andersom. As jy glo, sal jy sien. Thomas het gesê, ek sal nie glo, as ek nie gesien het nie. En Jesus het hom daarvoor verkwalik. Toe Jesus weer verskyn na sy opstanding, sê hy, kom Thomas, kom druk jou vingers hier in die gate, kom druk jou hand in my sy. En toe Thomas dit doen, toe val hy op sy knieë neer en hy sê, my Here, my God. Toe sê Jesus, jy het geglo omdat jy gesien het, maar salig is hulle wat geglo het, al het hulle niks gesien nie. Wat beteken salig? Hulle gaan meer gelukkig wees. Hulle gaan meer vervuld wees. Hulle gaan meer ontvang uit die Here se hand uit. So kom ons gaan kyk, hoe werk wette? Ons het gesê, geloof is 'n wet. 'n Wet werk altyd. Maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak hoe ek lyk nie, maak nie saak in watter toestand ek is nie, hy werk altyd. Dis 'n wet. So geloof werk deur geestelike wette, net soos die natuur werk deur fisiese wette. Ons weet hoe werk die natuur se wette. As ek 'n mieliepit vat en ek sit om 'n vuurhoutjie boksie size onder die grond neer en die son skyn en is warm en is somer en hy kry reën, dan sal hy groei. Dis 'n natuurwet. En of ek in watter toestand ek ook al is, ek kan hom daar plant terwyl die trane oor my lippe rol of oor my wange rol en ek kan hom plant terwyl ek gelukkig is en glimlag van oor tot oor. Dit maak nie saak nie. Die natuurwet werk. Jy sien, ons koppel te veel emosie wanneer dit aan God se goed kom. Wanneer ek goed voel, dan is God ook goed vir my. En wanneer ek sleg voel, ry die duiwel op my rug. En dit is die probleem wat ons baie keer mee sit. Ons koppel geloof aan 'n gevoel. Maar as jy die wet toepas, kry jy resultate. So die geestelike wet, net soos die natuurlike wet, moet toegepas word. Sien, as ek hy mieliepad vat, en ek lê hom aan die vensterbank, en ek sê vir hom, kom, jy sal groei, ek beveel jou in die naam van die Here, groei, groei, groei. Dan kom ek môre daar, en lyk hy put nog net dieselfde. En dan bestraf ek die duiwel, ek sê, duiwel, uit, weg van hierdie mieliepad af, hy moet groei, hy lê in die vensterbank, hy moet groei. Werk nie. Jy sien, baie keer wil ons alles in ons lewens wil ons so kom reg bid. Ons wil sê, Here, dit moet werk, dit moet werk, dit moet werk. En God sê, gebruik net die wet. Pas die wet toe. Die oomblik wat jy in die beginsel van die wet inval, dan werk hy. En hoe lyk die wet? Hierdie 5 stappe wat Jesus vir ons gegee het, die toepassing van die wet. Dit is so mooi in die Engelse vertaling sê Jesus keer op keer, whosoever will believe. Wie ook al wil glo. So daar is niemand uitgesluit nie. Whosoever beteken ek en jy. Dit beteken die ou daar buite in die straat. Dit beteken whosoever. So, dit werk vir whosoever. Maar dis nie die lotto nie. Jy koop nie 'n kaartjie en hoop jy gaan hom wen nie. So kom ons gaan kyk, stap 1. O ja, hier is nog 'n ene. Geloof is nie 'n gevoel nie. Hier moet ons duidelik wees daaroor. Geloof werk of werk nie. Maak nie saak hoe ek voel nie. My gevoel kan dit net vir my lekker maak of sleg maak. So die eerste ding is, geloof is nie 'n emosie nie. Baie mense dink, geloof kom deur emosie. Wanneer ek hartseer raak, is dit geloof. Of wanneer ek bly raak, is dit geloof. Nee, ek kan bly raak die oomblik wat dit in my lewe deurskemer, laat ek nou God vertrou het, en laat ek hierdie ding gebid het, en ek glo die Here, en ek vertrou, my vertroue kan 'n emosie van blydskap opbring, maar daai emosie is nie die geloof nie. So geloof is ook nie 'n gevoel nie. Jy kan nie geloof voel nie, want geloof is geestelik, en geestelike goeders kan ons nie voel nie. Ons voel fisiese goed. Ons kan emosie voel, ons kan ons denke, kan ons kry op 'n plek waar ons hartseer en blydskap en al hierdie goeders voel, maar al hierdie goed word geprikkel uit die natuurlike omgewing, nie uit die gees nie. En dan is geloof nie hoop nie, soos ons nou 'n paar keer gesê het, en geloof is ook nie 'n dobbelspel nie. Ek glo nie, en dan kyk ons maar wat gaan gebeur nie. Daai tipe geloof, hy werk nie. Hy's klaar gediskwalifiseer. Jy sien, die ding met 'n wet is,
'n wet werk vir my of hy werk teen my. So wat gebeur as ek nou in die straat afry en ek stop by die stopstraat? En daar kom 'n taxi voor my verby gejaag. Ek het gestop by die stop. As daar nie 'n stop was nie, het ek oorgery en dan ry die taxi in my vas. Maar gelukkig is daar 'n wet. En die wet sê ek moet daar stop. En omdat ek daar gestop het, is ek beskerm en is ek veilig. Nou die taxi kom, hy moet ook stop, want dit is 'n 4-rigting stop. Maar hy steur hom nie aan die wet nie. So wat doen hy? Hy jag bo oor die stop. En wie wag aan die ander kant vir hom? Die spiekop. Verkeerskonstabel. Hy skryf hom 'n kaartjie uit. En hy vat sy lisensie. En dan sy voertuig ook nie op die pad nie. En die moeilikheid raak al hoe meer en al hoe meer en meer, want die wet werk teen hom. Hy is 'n oortreder van die wet. So, hierdie wet van geloof kan ek ook kies. Dit kan vir my werk of dit kan teen my werk. Hang af hoe ek hom wil vat. So kom ons gaan kyk bietjie, hoe werk die stappe? Die eerste stap is geloof vereis belydenis. Wat is belydenis? Ek praat met my mond. So wat sê ek met my mond? Wat spreek ek? Want Jesus het gesê, hy wat vir die berg sê, werp jou op en val in die see. Hy sal verkry wat hy sê. So geloof werk nie sonder dat daar nie woorde by my mond uitkom nie. So die eerste ding is, Jakobus 2 vers 17 sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. So, ek kan in my hart glo, maar as dit nie by my mond uitkom nie, dan is hy geloof dood. Jakobus praat ook, hy sê, jy wat sê jy glo, jy doen goed, die duiwels glo ook, en hulle sidder. Ek dink party duiwels glo meer as mense, want party mense glo nie daar is 'n God nie, maar die duiwels weet daar is een. Hulle weet dit verseker, maar dit help hom nie, dit doen niks in sy, hy is nie vatbaar vir God se werk nie. Maar ek en jy wat mense is, wat gekoop is deur die bloed van Jesus, ons het toegang tot geloof. Ons kan dit gebruik vir ons. Maar ons moet praat. Romeine 10 vers 10. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So geloof werk deur my hart en my mond. Baie mense wil net in sy hart glo en sy mond wil nie praat nie. Wat doen ek? Ek oortree die wet van geloof en die goed waarvoor ek bid gebeur nie, want my mond praat nie. Jesus het gesê, jy moet sê vir die berg. Jy moet praat. Daar moet 'n wisseling wees. Die woorde is die voertuig wat die onsienlike dinge uit die geestesriem bring in die sienlike deel in van ons riem. Hy gaan haal dit in die geestelike riem en hy bring dit in die natuurlike riem in ons riem in. Wat is die tweede stap? Die tweede stap is geloof moet konsekwent wees. Dit is so belangrik. Want hier is 'n ding wat ek weet wat ek so skuldig aan is en wat ek weet wat baie mense skuldig aan is. Ons bid vandag baie mooi en ons glo en ons vertrou die Here. En môre lyk die dinge anders en dan praat ek anders. Ek oortree die wet van geloof en ek diskwalifiseer myself om te ontvang wat die geloof waarborg ek sal kry. My eie woorde verraai my. Spreuke 18, dink is vers 19 of 20, sê dat die lippe van die dwaas is 'n struik vir sy lewe. Die goed wat ek sê, maak dat ek diskwalifiseer myself. Met ander woorde, die oomblik wat ek gebid het, en ek het geglo, van daai oomblik af, moet ek hou by dit wat ek gebid het en geglo het. Ek moet nie my verhaal weer verander nie. Maar ons is nogal lief om dit te doen. As ek binne 24 uur nie reaksie gekry het nie, dan verander ek my storie. Besluit ek nie, die Here het nie gehoor nie, en ek oortree sy wet, en ek kry nie die resultate nie. So wat is Hebreërs 10 vers 23? Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Laat ons dit wat ons sê, onwankelbaar vashou. Wankel beteken om so 'n bietjie te struikel. Moenie wankel nie. Hy sê moenie wankel nie. Bly by wat jy glo. Bly by wat jy bid. Bly by wat jy sê.
Môre kan die pynoffiseer of die ding waarvoor jy bid nog erger wees. Wat gaan dan gebeur? Gaan jy jou gebed verander? Of gaan jy weer met daai pyn praat? Of hom sê, wyk uit my lewe uit, jy is nie welkom hierso nie, wyk uit my pad uit. So geloof moet konsekwent wees. Ons moet bly by dit wat ons praat. Die praat is dit wat vloei veroorsaak. Jy weet, daar's vloei in die geestesriem. Jesus is besig om 'n klomp skare te bedien en daar kom 'n vrou en sy kruip tussen die mense deur en sy kom en sy raak aan die soem van sy kleed. Sy was hier onder by hulle voete rond gewees. En sy kom en toe sy aan hy kleed raak, toe stop Jesus dadelik, hy sê, wie het aan my geraak? En Petrus en Johannes en Jakobus kom daar sê, Here, maar almal druk teen U, almal raak heeltyd teen U, wat bedoel U? Hy sê, iemand het aan my geraak, want ek het gevoel, daar vloei krag uit my uit. Daar het 'n vloei plaasgevind. So, dinge in die geestesriem vloei. En hy vloei begin die oomblik wat ek bid en geloof en ek vertrou die Here. En wanneer hy vloei begin, dan moet ek daai vloei toelaat om verder te gaan en te vloei tot op die plek waar dit deurvloei in my fisiese lewe in. Want as ek môre my mind change en ek verander my woorde en ek begin anders praat as wat ek gister gebid het, dan blok ek die vloei net daar. En ek bring verwarring in die gees. Want wat ek sê en wat ek bid is twee verskillende dinge en dit werk nie. En dan sê ons, ja, God wil nie vir my dit doen nie. Dit is seker maar nie God se wil nie. Dit is seker maar nie die Here se. Die Here laat dit seker maar nie toe nie, of die timing is verkeerd, of ons het mos maar baie verskonings, is dit nie waar nie? Ons geloof moet konsekwent bly. En dan die derde stap, die geloof moet in jou hart wees. Dis 'n baie belangrike ding wat Jesus gesê het. Kom ek lees vir julle in die Engelse vertaling. O nee, is nog nie hy hierdie nie. Jesus sê, want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie. Met ander woorde, daar moenie twyfel in my hart wees nie. Nou kyk, ons is mens, vir enige vlugtige oomblik, kom daar 'n wonder in my hart in. En vir alles dinge anders draai as wat ek voorbid. Die duiwel het baie keer 'n manier om die simptome 'n bietjie erger te maak die oomblik wat jy gebid het. Of om die ding nog meer verkeerde kant toe te vat, nadat ek gebid het en die Here begin vertrou het. En in daai oomblik is dit juis wanneer ons nie ons hart moet toelaat om te twyfel nie. Ek dink aan Jesus wat op pad was om die dienskneg van die Romeinse owerste te gaan genees. Dit was juist toe hy op pad was wat hierdie vrou gekom het en dan sy soem geraak het van sy kleed. Hy was eintlik op pad om iemand anders te gaan aanraak. En wat gebeur is, nou gebeur hierdie hele toneel van die vrou wat kom en dan in Jesus se kleed raak, en intussen kom die boodskappers van hierdie Romeinse huis af. En hy sê, moenie die meester lastig val nie. Die dienskneg is klaar dood. Sien julle, die nuus raak erger, het raak slegter. En wat doen Jesus? Die oomblik toe hy dit hoor, toe sê hy, moenie luister daarna nie, bly jy net glo. Glo. En Jesus het gegaan en hy daai persoon gaan genees en hy's heeltemal genees teruggekeer na sy huis toe. So, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Ja, julle, as Jesus dit gesê het, hoe kan ons twyfel aan? Hoe kan ons wonder of sal dit gebeur? Hy het dit al gesê, hy wat geen leuen ooit gespreek het nie. Ek het al baie keer oor die goed gesê wat dalk nie waar is nie. En so elkeen van ons wat hier sit, maar Jesus, hy het nooit 'n ding vergroot nie, hy het nooit iemand probeer beïndruk nie, en dis sy waarborg, hy sal verkry net wat hy sê. Kyk wat sê Romeine 4 vers 20, hy praat hier van Abraham. God kom by Abraham, hy sê vir Abraham, jy gaan 'n vader word van 'n menigte van nasies. Maar Abraham en Sarah kan nie kinders hê nie. Maar wat doen Abraham? Hy vat onmiddellik God se woord as die totale waarheid.
Hy sê, ek vat dit. Hy sê, kyk wat sê, hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. En weet julle wat, het jare gevat. As ek reg onthou, was dit 15 jaar gewees, vandat God vir Abraham gesê het, jy gaan 'n vader word van baie nasies, tot op die dag wat Isak gebore is. 15 jaar. Ons sukkel om 'n week vas te byt. Hy het nie getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof. Hy het aan God die eer gegee, en hy was ten volle oortuig, kan ons dit saam sê? Ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Prys die Here vir Abraham. Gelukkig kan ons vandag van hom in ons Bybels lees. En weet, hier's 'n ou wat bly glo. Hy het vasgehou, 15 jaar, maak nie saak nie. Hy het geglo, God is by magte om dit te doen. Weet julle wat is my nog so kosbaar van Abraham? As jy gaan lees in Hebreërs van Abraham, dan word hy gelys onder hy geloofshelde. God sê vir Abraham, gaan offer jou seun Isak aan my op die berg. En wat doen hierdie pa? Hy loop met sy enigste seun, met 'n vrag hout, op pad, om hom te gaan offer. Ek dink dis hartverskeurende reis daai gewees. Ek kan my net indink, hoe moes hierdie pa gevoel het? Ek het 3 seentjies, maar ek is nie bereid om een van hulle te gee nie. Gelukkig wat die Here nie vandag meer sulke offers vra nie. So dankie vir Jesus, wat vir ons die totale offer gedra het. Maar hy loop met sy seun. En weet julle wat sê Hebreërs? Hy sê hy het dit gedoen, want hy het geglo, dat nadat hy brandoffer verby is, sal God Isak weer uit die as uit oprig. Dis geloof. Dis geloof. Want jy sien, God kan nie lieg nie. God kan nie iets sê en dit nie waar maak nie. Hy sê 'n mens dat dit hom sal berou nie. As hy iets gesê het, dan sal hy dit volbring. En Abraham sê, man, al rig hy hom uit die as uit op, ek weet, my God het gesê, my kinders en my nageslag sal wees soos die sand van die see en soos die sterre van die hemel. Hierdie kind kan nie sterf en daar's nie 'n nageslag nie. Prys die Here. So het hy geglo. En dan sukkel ons om te glo dat God 'n kanker kan gesond maak. Dan sukkel ons om te glo dat God goed kan herstel wat so gebreek is, dat ons dink daar's nie hoop nie. Ons God kan enige iets doen. Ons moet hierdie wet in ons guns gebruik. Ons moet leer om hom toe te pas, want dan sal ons versterk word. Kyk wat sê die beginsel, jy kan nie dit wat jy met jou hart glo en dit wat jou mond spreek skei nie. Ons kan dit nie doen nie. My mond sal altyd sê wat my hart glo. Ek kan dit dalk vir 'n oomblik kan ek dit omdraai. Maar kyk wat sê hier, as daar 'n verskil is tussen wat jy sê en wat jy met jou hart glo, sal jou hart altyd wen. Ek kan 100 keer met my mond sê, ek is genees, ek is genees, ek is genees en genees. Maar as ek nie met my hart glo nie, dan gaan ek siek bly. My hart moet oortuig word. En dis die belangrike ding, hoe kry ek my hart oortuig? Daar's net een manier. En dit is om my hart te vul met die woord van die Here. Om die woord te vat, dit myne te maak, dit vas te maak in my lewe en myself te oortuig en te sê, dit is die waarheid. Ons het laasweek gesels om te sit in hemelse plekke. Ek wil vir julle sê, ek het 'n paar keer in hierdie laaste paar dae, het ek myself ingedink dat ek daar is. Ek het myself daar geplaas. Ek het daai woord gevat, ek gesê, dis die waarheid, ek glo dit, ek is daar. My oë sien hier, maar my gees is daar. God se woord, waarheid. Hier kom ons by die lekker ene. Stap 4. Geloof is nou. En jy ontvang ook nou. Hier is baie belangrik. Ek dink ons moet dit maar saam sê, laat ons oor dit hoor. Geloof is nou. En jy ontvang ook nou. Hier is baie belangrik, want as daar onsekerheid in jou hart is oor wanneer jy ontvang, gaan jy nie weet of het jy ontvang nie. Kyk wat sê Jesus. Markus 11 vers 24. Nou is ons in die Engels. Therefore I say unto you, what things soever you desire. So die Here sê, wat wil jy hê? Wat is jou begeerte? Wat is daai ding wat jy
graag voor my wil glo en wil vertrou. Whatsoever things you desire. When you pray. Wanneer? When you pray is wanneer jy bid. Believe that ye receive them. Is dit nie eenvoudig nie? So wanneer moet ek glo dat ek dit ontvang? Wanneer ek bid. In die Afrikaanse vertaling is hy so 'n bietjie anderster, maar hierdie is presies soos wat die Grieks dit sê. When you pray, believe that ye receive, and ye shall have them. So hier is baie belangrik. Wat doen ek? Ek bid, nou nie meer nie, maar altyd. Ek bid nou, en ek glo nou, maar ek dink nie ek ontvang nou nie. Ek dink ek sal dit later kry. Maar Jesus sê, when you pray, receive. In daai oomblik, al sien jy met jou oë nog niks, al beleef jy in jou hart nog niks, al verander nog niks, die wind waai nog steeds noord, die sterre skyn nog dieselfde, daar verander niks. Receive. Ontvang dit. Want die oomblik wat ek dit ontvang, begin die stroom vloei uit die geestesrealm. Die dinge kom in aksie, die engele begin hulle werk doen, die wet begin funksioneer wat Jesus vir ons gegee het. En wanneer daai wet funksioneer, sal ons die uiteinde daarvan sien. En wat is die einde? Ye shall have them. Whatsoever you desire. Wat ook al jy begeer. As jy net by hierdie 5 stappe kan hou, gaan jy dit sien. Johannes 11. Kyk hier wat het gebeur by Jesus by die graf van Lazarus. Jesus kom by hierdie graf. En hulle sê, Here, ons waarsku al, dis 4 dae, dis die Midde-Ooste, hoë humiditeit, warm. Hierdie ou ruik al. Jy ruik hom. Hy klankie van dood is in die lug as jy daar verbyloop. Wat sê Jesus? Kyk wat sê hy. Jesus het sy oë opgeslaan, hy staan voor die grafkelder. Hy sê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Leef Lazarus nou op hierdie stadium? Nog nie. Oom Johannes heeltemal reg. Jesus staan voor die grafkelder, die klip is nog toegerol, Lazarus is binne. Maar Jesus het klaar in die geestesrealm klaar ontvang. Hy sê, dankie Here, dat U my verhoor het. When you pray, receive. En ek het geweet, dat U my altyd verhoor. Kan ons dit sê, as kinders van die Here? Ons dink, nee, die Here hoor partykeer, ander kere nie, ander keer is dit ja, ander keer is dit nee. Dankie dat U my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo. Jesus sê vir ons hierdie goed, dat ons kan verstaan hoe werk die wet. Want ons moet hierdie wet in ons guns gebruik. Ons moet hierdie wet toepas, want dis die plek waar ons gaan ontvang, wat die Here graag vir ons wil gee. So geloof is nou, en jy ontvang nou. Kom ons kyk bietjie, wat is die verskil tussen die 2 ouens? Daar is die een wat twyfel, daar is die ander een wat bly glo. Hierdie gaan nou oor 2 dae na die bid. Kyk, is maklik om te bid. Enige een van ons kan nou bid, en ons kan nou glo. Dis nie die moeilike deel nie. Die moeilike deel is môre, en oormôre, en die naweek, en volgende week. Dis die moeilike deel. Wat dan? Nou kom ons kyk. Wat gebeur met die een wat twyfel? Hy bid, en dan begin hy twyfel. Hy begin bekommerd raak. Hy smeek God weer en weer. Die moeilikste deel is vandat ons gebid het, tot daar wat die ding gebeur. Hy begin bid, dan begin hy twyfel. Dan raak hy bekommerd. Dan smeek hy God weer en weer. So wat doen ek wanneer ek God weer en weer en weer vra? Weet jy hoe, my kinders maak so. As hulle my weer vra, dan beteken dit, ek het nie die eerste keer gehoor nie. En dis baie keer so, want baie keer sit ek haaks besig op my foon, en dan kom hulle en vra,
en vra, maar weet julle wat, by God werk dit nie so nie. Die oomblik wat ek weer vra, sê ek, Here het my nie die eerste keer gehoor nie. En dis baie moeilik. Daar is sekere dinge wat die Bybel ons voor leer, wat ons weer en weer voor moet bid. En onder andere is een van dit reën. Dis 'n ding wat ons oor en oor voor moet bid. Maar nêrens in die Bybel lees ek dat hulle vir 'n sieke 2 keer gebid het. Nooit. Hulle het 1 keer gebid, en dan het hulle die Here begin dankie sê. Dan het hulle God begin loof. Dan het hulle die genesing gevat. Dan het dit in werking begin kom. Paulus is gepla deur 'n demoon. Doring in die vlees noem hy hom. Hy sê, ek het God 3 keer gebid. En toe die Here vir my gesê, dis genoeg, my genade is vir jou genoeg. As ons smeek en oor, dis 'n teken van twyfel. Dis nie 'n teken van geloof nie. Hy praat aan mekaar oor die probleem, die ou wat twyfel. Is dit nie so nie? Ek het myself al gevang. Ek het nou net gebid vir hierdie situasie. En dan loop ek uit en dan kry ek myself daar buite, dan groet ek my buurman, dan gesels ons, dan kla ek oor hy probleem wat ek nou voor gebid het. En wat doen ek? Al wat ek doen is ek kanselleer die wet. As ek die wet oortree, werk hy teen my, hy werk nie vir my nie. Die wet van geloof moet volgens sy stappe gedoen word, dan werk hy. So hoe lyk die ander kant? Die een wat glo. Wat doen die ou wat glo? Hy bid, en hy glo dat hy ontvang, wanneer? Wanneer hy bid. Voor jy amen gesê het, moet jy klaar in jou hart weet, ek het nou geontvang by die Here. Ek het nou gekry. Maak nie saak wat ek voel nie, maak nie saak hoe ek lyk nie. Hy dank die Here daarvoor, en dan praat hy oor die antwoord asof dit reeds daar is. Dis hoe geloof werk. Ek wil vir julle sê, ek ken ou Pinkstermense, so van my ouma se generasie. Daai mense het so gewerk. Hulle het 'n ding klaar gepraat, hy's klaar so, baie mense dink hulle is mal. Hoe kan jy iets sê wat nog nie daar is nie, asof dit reeds daar is? Presies hoe God sê jy dit moet doen. Dis hoe hy werk. En dan die laaste punt, hy weier om te twyfel, totdat hy dit sien gebeur het. Weier om te twyfel. Staan eenvoudig op dit wat hy glo. Staan eenvoudig op dit wat hy gebid het. Glo dat God dit sal doen. Weier om te twyfel. Al vat dit 15 jaar so met Abraham. Staan op dit wat hy glo. So waar loop ons verkeerd? Kom ons vat gou 'n voorbeeld. Kom ons sê ons bid vir genesing. Ons bid nou vir iemand vir een of ander probleem wat hy het. Ons vertrou die Here en ons glo die Here gaan genees. In hierdie oomblik vertrou ons God voluit. Dis die maklike deel. Dan môre sien ons die simptome is nog steeds daar. Ek sien daai pyn wat hulle voor vir my gebid het, voel ek nog steeds. So wat is my eerste konklusie? Ek dink dat dit nie gewerk. Die pyn bly, die simptome bly, en dan sê ek, wel, ek het gebid, maar niks het gebeur nie, so dis seker nie God se wil nie. Dis ons eerste gevolgtrekking. Dis wat ons in onsself vir onsself besluit, die oomblik wat nie die goed nie werk waarvoor ek bid nie. As ek nie genesing ontvang het nie, is nie God se wil nie. Weet julle wat, in hierdie Bybel is daar nie een voorbeeld wat dit ooit nie God se wil was om iemand te genees nie. Die blinde Bartimeus lê langs die pad, en Jesus kom verby. En wat roep hy uit? Seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus sê, wat wil jy hê? Here, as u wil, kan u my gesond maak. Wat sê Jesus? Ek wil wees genees. Jesus het alle krankhede genees. Hy het alle simptome genees. Hy het elke probleem het hy aangespreek. Die woord sê duidelik op baie plekke, al die krankes wat na Jesus toe gekom is genees. So nooit is dit nie God se wil nie. Dis een ding wat ons maar vir onsself kan uitmaak, waarvan ons seker kan wees. So die oomblik wat ek dit gesê het, die oomblik wat ek besluit het, nee, dis seker nie God se wil nie. Wat doen ek? Ek oortree die wet van geloof. Want Jesus het gesê, moenie in my hart twyfel nie. Glo.
Want jy glo wanneer jy bid, nie wanneer jy beter voel nie. Ek gaan dit weer sê. Jy glo wanneer jy bid, nie wanneer jy beter voel nie. Gevoel is nie 'n indikasie van verhoorde gebed nie. God se woord is die indikasie. Dit is moeilik vir ons, want ons werk op gevoelens. Ek staan op, en hoe ek ook al voel, is wat ek doen vandag. Maandag, toe ek moeg, toe ek nie lus om iets te doen nie, toe doen ek maar nie veel nie. Behalwe as jy vir 'n baas werk, dan moet jy maar doen wat hy sê. Maar ons lewe volgens ons gevoelens. Maar ons geloof word nie 'n indikasie. Ons gevoelens is geen indikasie vir ons geloof nie. Hierdie woord is die indikasie. Hy sê vir jou wat jy kan verwag. As hy sê jy gaan 'n antwoord kry, dan is dit die indikasie. Dis wat ek glo. 1 Petrus 2 vers 24. Ek wil net vir julle gou 'n bietjie kyk na die tyd. Jesus, hy praat van genesing, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe, vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. Petrus praat hier in die verlede tyd. Dis 'n afgehandelde werk. My en jou verlossing, ons bevryding, ons genesing, ons beskerming. Al daai dinge is afgehandel 2000 jaar terug. Dis nie goed wat God nou nog moet doen nie. Hy het klaar vir dit betaal. Weet jy wat die wonderlike ding is, toe hy uitgeroep het aan daai kruis, tetelestai. Tetelestai, ons vertaal dit Afrikaans wat beteken, dit is volbring. Maar die volle betekenis van daai woord, beteken al die rekeninge is betaal. En wat sluit dit als in? Dit sluit almal van ons wat geleef het na die kruis en voor die kruis en in al die tydseras van hierdie aarde sluit dit in. En nie net dit nie, in elkeen van ons se lewens sluit dit elke rekening in. Die rekening van gesondheid, die rekening van voorsiening, die rekening van bevryding, die rekening van verlossing, alles wat ek en jy, ons in ons lewens het, is daai tyd betaal. Dis wat tetelestai beteken. So ons bid nie nou, dat God ons nou, Jesus sy hand uit die hemel uit moet strek, en ons nou moet genees nie, of nou moet bevry nie. Al wat ons doen, is ons vat die rekening wat klaar betaal is, en ons druk hom in die gesig van die duiwel, en ons sê, wyk, jy het nie reg in my lewe nie. Uit my lewe uit my liggaam uit my finansies uit, want dis betaal. Jy het nie reg nie. So, alles is afgehandel met tetelestai. Prys die Here. So hoe werk dit prakties? Die eerste ding is, ek vind die belofte in God se woord, wat van toepassing is op my situasie. Dit wat ek van die Here af verlang, ek het nodig om 'n skrif te kry wat dit spreek. Want ek moet spreek wat God spreek. Onthou julle die tweede sessie. So wat doen ek? As ek genesing nodig het, vat ek Jesaja 53 vers 5. Ek vat 1 Petrus 2 vers 24. Wat sê Jesaja 53? Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wat sê 1 Petrus 2? Ons het hom nou gelees. Deur wie se wonde julle genees is. Dis klaar gebeur. Matteus 8 vers 17 is waar Matteus Jesaja aanhaal, wat gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siektes het hy gedra. So, as ek daai skrif het, kan ek na die volgende stap toe gaan. Kom ons sê ek het wysheid nodig, Jakobus 1 vers 5, die Here sê daar, hy wat wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat eenvoudig gee, aan elkeen wat vra. Ek het dit al so baie ondervind, ek het baie keer dat ek skielik wysheid nodig vir iets, dan bid ek, Here, gee my wysheid, en binne 5 minute, het ek die antwoord wat ek moet hê. As ek voorsiening nodig het, in finansies, Filippense 4 vers 19, wat sê hy? En my God sal elke behoefte van julle voorsien, na die rykdom van sy genade. Ek kan nie 'n tekort hê nie, want daar's 'n belofte. Maleagi 3 vers 10, wat sê hy? Hy sê, bring na die skathuis, die volle 10de, en kyk of ek nie die skatkamers van die hemel vir julle sal oopmaak, en 'n oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie. Wat sê Psalm 23 vers 1? Die Here is my herder, ek sal
niks kort kom nie. Ek kry hierdie beloftes, beskerming, Psalm 91, Psalm 27, vir wie sal ek vrees? Lukas 10 vers 19, ek gee aan julle die mag om op slange en op skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. So die oomblik wat ek die skrif gekry het, dan gaan ek na die tweede punt toe. Wat is die tweede punt? Jy vra God vir dit wat hy beloof het. As jy van God af iets nodig het, dan vra jy vir God op grond van die skrif wat jy gekry het. Wat sê hy in Johannes 5 vers 14? Dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat as hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil, en as ons weet dat hy ons verhoor, hier is die lekker, ons weet dat God ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Hy sê, wat jy ook al vra, as jy weet dit staan in God se woord, as jy weet daar is 'n skrif wat dit verklaar, dan is die lekker dat jy kry dit. Dis 'n waarborg van die wet van geloof. En dan die volgende punt, die derde ene. Glo dat jy ontvang het die oomblik toe jy gebid het. Baie belangrik. Hierdie is 'n ding wat ons moet oefen, want ek kan julle amper waarborg, en die meeste van ons se gedagtes werk dit anders. Jy ontvang wanneer jy bid. En dan die vierde punt, hou vas aan jou belydenis elke dag. Van daai oomblik wat jy gebid het, begin jy daai ding praat asof hy reeds so is, jy hou vas aan hom, jy laat los hom nie, jy hou hom vas vir al wat jy werd is. So jy sien, wanneer ek dit aan mekaar daagliks bely, dan moet ek leer om die simptome te ignoreer. Want simptome sal daar nog steeds wees. Daar kan nog steeds goeters kom wat anderster lyk as dit waarvoor ek bid. En ek moet leer om te ignoreer. Jy gaan mense kry wat vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Ignoreer. Ek het al getuig op 'n stadium, kry ek 'n brief af van die bank af. En daai brief het 'n klomp lelike letters op. En ek het amper nie die hart om te lees nie, want ek sien hier's groot moeilikheid. Hulle mens nou in vir my, en hulle praat hier dinge wat ek gebid het, ek nooit in my lewe sal wil sien nie. En ek vat daai brief, en ek doen wat Hiskia gedoen het, toe die vyand 'n brief geskryf het. Hy gaan in die tempel van die Here in, en hy gaan lê daai brief voor die aangesig van die Here. En ek gaan daar op die plaas, en daar waar ek altyd bid, op daai klippe gaan lê ek daai brief neer, en ek sê, Here, kyk wat skryf hulle. Kyk wat skryf hulle van my boerdery en van my besigheid. Maar ek glo dit nie. Ek vat dit nie. En op daai brief ergens onder sit ek gelees, hulle binne 7 dae moet ek hulle antwoord gee. En ek sê, Here, ek gaan hulle nou ignoreer. Ek gaan vat wat u woord sê, en u woord sê, dat ek sal voorspoedig wees. Ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teëspoed nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. En dis wat ek kan vashou. En weet julle wat? Ek los hy brief net daar op die klippe, en ek gaan huis toe. En toe ek 'n week later daar kom, toe sien ek die Here die brief gevat, ek kry hom nie meer daar nie. En weet julle wat? Ek het niks weer gehoor nie. 7 dae het gekom en 7 dae het gegaan. Niemand bel nie, niemand pla my nie, niemand vra wat het jy geantwoord op die brief nie. Ek het alles in die Here se hande gelos. In die volgende seisoen, toe ek weer by die bankbestuurder kom, toe sê hy vir my, hoe kan ons jou help? Sê ek, okay, help maar weer, laat ons aangaan. Ignoreer. Ignoreer is 'n goeie ding wanneer dit kom by die duiwelse stem. Ignoreer is 'n goeie ding wanneer dit kom by die mense se stemme, want mense praat ongeloof. Ignoreer is 'n goeie ding wanneer jy die pyne in jou binneste voel, maar jy vertrou God vir genesing. Want ignoreer pas in by die wet van geloof. En as ek die wet van geloof toepas, sal ek kry wat God beloof het. Dis sy waarborg. So hier's 'n ou wat afspring af van die hoop hout af. Hierdie ou glo dat hy kan vlieg. Want hy weet dat vlieg is 'n hoër wet as gravitasie. Want 'n mens kry 'n ding soos 'n vliegtyg. Hy het 'n propeller en 'n engine, en wanneer hy teen 'n sekere spoed gaan op hy aanloopbaan,
dan gaan hy op in die lug, en gravitasie kan hom nie op die grond hou nie. Want die wet van vlug is 'n hoër wet as die wet van gravitasie. So wat doen hierdie ou? Hy sê, yes, ek vat hierdie wet. Ek gaan my vlerke fladder, my arms waai, en ek gaan afspring van hierdie hoop hout af. Wat gaan gebeur? Hy gaan val. Gaan dalk nog 'n arm breek of 'n been of 2. Want jy sien 'n wet werk as ek hom toepas, reg toepas. As ek propellers het en ek het regte vlerke en ek kan my somme maak laat die wind onder my vleuels meer gewig kan vat as die aarde wat my aantrek, gaan ek opgaan. En dis wat die Here vir ons sê in Jesaja 43. Hy sê, hy wat op die Here wag, sal opvaar met vleuels soos 'n arend. Hy sal hardloop en nie moeg word nie. Hy sal wandel en hy sal nie mat word nie. Hy wat op die Here wag. Hy wat God se wet vat en hom toepas soos God gesê het, vir hom sal dit werk. So wat is die kuns? Die kuns is, ons weet, dit kan werk. Die kuns is net, ek moet leer hoe om dit te maak werk vir my. Ek moet leer, ek kan nie net my hande klap en dan spring ek nie. Ek moet sê, ek moet hierdie wet vat en ek moet hom toepas volgens die 5 punte wat Jesus gesê het. Praat met die berg. Moenie huiwer nie. Glo met jou hele hart. Bid en ontvang nou. Leef asof dit reeds so is en staan vas in die oortuiging van die Here. En dan sal jy die resultaat sien. Ten slotte, die wet van geloof het nog nooit misluk nie. Jy iemand langs die pad kry wat vir jou sê, ek het geglo en dit het nie gewerk nie, sê vir hom jou wetsoortreder. Jy het iewers oortree, dis hoekom dit nie gewerk het nie. Moenie God se wet afmaak asof dit nie werk nie. Gaan soek die fout by jouself. Die wet van geloof werk altyd. Die wet van geloof het nog nooit misluk nie en dit kan ook nie misluk nie. Want dit is gebaseer op God se woord en God se woord kan nie misluk nie. God se woord bly die waarheid, is die waarheid en werk altyd, net soos wat ons hom graag wil hê. Kom ons gaan opstaan, dan gaan ons saam bid. Prys die Here. Hemelvader, ons dankie vanaand vir hierdie lekker somersaand wat ons by mekaar kan wees, Here. En Vader, ek is vanaand so opgewonde in my hart, Vader, want ek weet, u woord is die waarheid. Here, en ek gee nie om wie wat sê nie, en ek gee nie om wie wat dink in sy hart nie. Ek kies om dit te glo. Ek kies om u te glo. Here, ek dink aan Paulus wat 14 dae lank was in 'n storm op 'n skip in die Middellandse See, en die winde is teen hulle, en die golwe is teen hulle, en die vrag is al van die skip afgegooi, en hulle almal dink hulle gaan doodgaan, en Paulus staan op en hy sê, ek glo God, hierdie skip sal vergaan, maar nie een sal sy lewe verloor nie. Here, en dis op daai grond wat ons hier vanaand wil vertrou, Here. Ons wil nie meer vertrou as wat ons voorheen vertrou het, Here. Ons wil kom en ons wil die leuns van ons eie gemoed, en die leuns van die wêreld, en die leuns van die duiwel wil ons kom afskud, wat sê dat geloof nie werk nie, wat sê dat ons het al gebid, het dit nie gewerk nie. Here, ons kom bely ons woorde, wat dalk sulke goed gesê het. Ons het dalk in onkunde gedink, nee, dit werk nie, daar's nie effek nie, daar's nie krag nie, maar Here, ons wil vanaand kom sê, Vader, ons wil die wet van geloof toepas. Here, ek wil bid dat ons vanaand sal wees, nie soos daai ou wat van die hoop hout afspring, die Here, maar dat ons sal wees soos die arend, wat sy vlerke lok, wanneer die winde kom, en hy gaan net hoër en hoër en hoër op, tot waar God is, tot waar gemeenskap met U is, Here, tot waar die deurbrake is, tot waar die getuienisse is, tot waar ons terugkom en sê, prys die Here, ek het bly staan, ek het bly vertrou, ek het bly glo, ek het nie gehuiwer nie, ek het nie gewankel nie, ek was nie mismoedig nie, ek het nie my mond toegelaat om dinge te spreek wat nie die waarheid is nie, en hier is die resultate, God het deurgebreek, God het geantwoord, God het my gegee wat ek voorgebid het.
En Here, ons eer U klaar vir al die deurbrake wat gaan kom, vir al die antwoorde op gebed wat gaan kom, vir al die genesings, vir al die oorwinnings, vir al die versoenings, vir al die bevrydings. En ons prys die Here dat ons kan opgewonde wees, want God lewe en sy woord is die waarheid. En Here, so wil ek bid, Here, dat U hierdie goeders lewendig in ons harte sal hou. Heilige Gees, kom herinner ons, môre en oormôre en die dag daarna, Here, dat ons hierdie dinge sal reg toepas, dat ons hierdie lesing wees gaan deurwerk, dat ons weer die waarhede gaan soek, en dat ons daarvolgens sal lewe in Jesus naam. Amen. Amen, prys die Here. Is daar iemand wat ietsie wil deel? Ja, is reg, Rika. Ja, is hy. Maar mense het die mag om te kan praat met jou oë ook. Jy kan met jou oë praat en vir hulle sê, blinde oë sien in die naam van Jesus Christus. Oë wat nie goed sien nie, word herstel in Jesus naam. Ja. Ja, prys die Here. Amen. Ek dink nou Thomas Hesmalhalg. Thomas Hesmalhalg was een van die Amerikaners wat hier in 1908 Suid-Afrika toe gekom het. En hy het swaar, hy het sulke bottelbodem brille gehad. En een aand toe breek het net by hom deur, maar hy het nie hierdie bril nodig nie. Hoekom het hy hom nodig? En hy, daar brand 'n vuur daar, 'n kagelvuur, en hy vat sy bril en hy gooi hom in die vuur. Hulle sê agterna Thomas Hesmalhalg buite gestaan in die nag en met die maanlig het hy vir mense uit die Bybel uit gelees en gepreek. Kon perfek sien. So ja, by God is alles moontlik. Is by ons wat dit moeilik is. Maar ons gaan die Here vrye teels gee in ons lewens en hom toelaat. Amen. Mag die Here julle seën. Julle moet 'n lekker aand hê en dan sien ons mekaar weer later in die week.